Vanoggend fokus ons 'n bietjie op lamseisoen, die lamseisoen. En ek gesels met Stefan Lou. Nou, hy is 'n tegniese adviseur by Veekos in Appington. Stefan, dankie dat jy ons so vroeg sommer net ons met jou teenwoordigheid seën. Baie dankie Mia, dit is vir my 'n voorreg om vandag met julle te gesels en dankie vir die geleentheid. Ek wil graag by jou weet, ons praat, julle meen mens boere moet die lamseisoen tot hulle voordeel gebruik. So ek wil eers by jou weet, wat word presies beskou as die lamseisoen? Ja, Mia, ek wil net voordat ek die vraag antwoord net vir jou so 'n tipe van 'n staaltjie vertel. Ek het by 'n boer gestop 'n tyd terug. Ja. Toe ek begin het by Veekos en ons het ook oor lamseisoene gepraat en die boer is 'n redelike ouer man en ek vra toe vir hom, oom, wanneer sit oom die ramme by? En hy kyk my so, hy sê, Stefan, ek het die ramme bygesit in 1980 toe ek begin boer het en net nooit weer uitgehaal nie. So 'n lamseisoen is 'n tyd wat jy 'n spesifieke tyd wat jy ramme by jou oeye gaan sit sodat jy op 'n bepaalde tyd jou lammers kan aankry. Ja. Dit is in korte terme is dit maar wat 'n lamseisoen is. Ja. So jy wil graag jou lammers op 'n sekere tyd aan hê om dan nou 'n mark te betree ensovoorts. En daar's vele voordele daaraan wat ons nou gaan bespreek, maar dit is uit en uit jou doelgerigte besluit om op 'n spesifieke stadium ramme by die oeye te sit vir 'n periode. Nou sê vir my, wat bepaal 'n boer se keuse van 'n lamseisoen op die plaas? Ja, die keuse van 'n lamseisoen is nie noodwendig vir my so belangrik nie. Die feit dat hy wel 'n lamseisoen het, is vir my baie belangriker. Maar die keuse wat 'n boer gaan uitoefen op 'n lamseisoen het baie te doen met die voordele wat hy gaan kry uit dit. Nou, een van die hoofvoordele is jou vrugbaarheid in jou kudde verbeter oor die lang termyn. En jy kan dit verbeter deur jou diere wat nie produserend is nie uit te skot. En 'n lamseisoen gee vir jou die geleentheid om vinnig daai passasiere, as ek dit so kan noem, te kan identifiseer en uit te skot. Dis nou byvoorbeeld diere wat nie lam nie, diere wat swak moedereienskappe het ensovoorts. So jy identifiseer daai diere baie vinniger in 'n lamseisoen teenoor 'n situasie waar jy geen lamseisoen het nie. Ja. En dan die verdere keuse of iets wat sy keuse kan beïnvloed is natuurlik die area waar jy boer. Nou ons land het verskillende areas, jy kry van nat tot droog ensovoorts. Nou hier in Appington en ek is van Lourensfontein af in die Noord-Kaap, is maar 'n tipiese droër area met laer volume weiding. Ja. En in daardie areas jy byvoorbeeld nie 'n verskriklike intensiewe lamseisoen kies nie. Jy sal meer beweeg na konservatiewe lamseisoen soos 1 keer of 2 keer per jaar byvoorbeeld. En as jy beweeg na dele wat soos die Weskaap, Vrystaat ensovoorts wat 'n hoër volume weiding het en jou voeding aansienlik meer beskikbaar is, gaan jy dalk kyk na 'n maandelikse lamseisoen 3 keer in 2 jaar ensovoorts. So jou area speel ook 'n groot rol in watter keuse jy het tot lamseisoen. Ja. En dan natuurlik op die einde van die dag dis dit bly die boer se keuse wat vir hom werk op die plaas, werk nie noodwendig vir sy buurman nie. So jy kan basies dit volgens jou behoefte aanpas. Nou met jou kennis wat jy het, wat sal jy voorstel is die regte tye van die jaar om 'n lamseisoen in te bring? Ja, weer eens, dit gaan volgens die boer se behoefte gaan. So as jy byvoorbeeld 'n Kersmark wil betree, jy sien daar's dalk beter pryse rondom Kersfees, dan sal jy uiteraard so 8 maande voor dit begin om ramme by te sit. En as jy ramme bygesit het, 5 maande later kom die lammers aan en dan jy 'n periode wat jy lam moet groot kry vir die mark. So jy bepaal jou datum van die datum wat jy dink jy jou diere gaan bemark. Bepaal jy dan jou tydperk wat jy jou diere sal insit. So dis dit wil ek amper sê is elke boer se besluit op die plaas oor wanneer hy gaan lam. Hy kan byvoorbeeld lam volgens 'n reenseisoen. As jy kyk, party dele het 'n winterreënval, dan gaan jy sorg dat jou lammers aankom of net voor die winter sodat jy kan gebruik maak van die goedkoop weiding wat dan op die veld gaan wees in daai tydperk. So daar's verskeie areas en verskeie faktore wat gaan bydra tot die boer se keuse op die einde van die dag. Nou ek sal graag by jou wil weet, wat is die breë voordele van om 'n lamseisoen te hê teenoor om die besluit om nie een te hê nie?
Ja, soos ons nou net genoem het, vrugbaarheid bly maar 'n hoofrede om jou vrugbaarheid in jou kudde beter te maak, jou passasiers uit te skot. Jy kan baie maklik sien as daar oorloper ooe is wat nie gelam het nie, waar jy in 'n posisie sit wat jy nie 'n lamseisoen het nie, sal jy nie weet het daai ooi gelam of nie gelam nie. Jou roofdierbeheer is beter. Jy het 'n baie meer invoeling of jy is in baie meer invoeling met wat in jou kudde aangaan. So as jy kyk, vrugbaarheid is maar een van die hoofgoed om jou vrugbaarheid van jou kudde oor 'n tyd te verbeter. En dan vir my wat baie na omdat ek in die voerbedryf is jy kan baie beter jou voervloeiprogram bepaal. Met ander woorde, as jy 'n lamseisoen het of 'n tyd wat jou ramme by jou ooe gaan sit, dan klas jy outomaties jou ooe of jou kudde in fisiologiese stadiums. Jy gaan diere hê wat droog is, jy gaan diere hê wat vroeg lakterend is, laatdragtig is ensovoorts. So jy kan bepaal hierdie groep diere, byvoorbeeld jou laatdragtige ooe, gaan jy hierdie tipe voeding gee vir daardie periode van tyd. Jy mors dus nie geld om 'n dier wat vroegdragtig is, 'n laatdragtige ooi se rantsoen te gee nie. Jy kan baie meer geld spaar op jou voervloeiprogram en op die voede wat jy gee. So dan ook soos net genoem, jy kan natuurlik ook jou kersmarkte betree, jou paasmarkte wat redelik hoë pryse het, en dis 'n groot voordeel vir winsgewendheid op die plaas. Jou siektebeheer is beter. Jy gaan definitief baie makliker jou diere en doseer, omdat jy sit met 'n uniforme lam. Jou kilogramme is baie nader aan mekaar, as byvoorbeeld lammers wat reg deur die jaar aankom. Jy kan dis 'n baie meer effektiewe dosering en entingsprogram op die plaas hê. Dan verder, wat baie mense nie noodwendig aan dink is roofdier impak. As jy nie 'n lamseisoen het byvoorbeeld en jou ramme stap reg deur die jaar saam met jou ooe en jy kry reg deur die jaar lammers aan, dan is daar altyd 'n klein pap lammetjie wat op die grond is, wat dan nou 'n teiken is vir 'n rooi kat of 'n jakkals. En jou verliese deur die jaar sal baie hoër wees as wat jy byvoorbeeld in 'n spesifieke tyd lammers aankry, wat in 'n groot volume is. Daai rooi kat en jakkals sal 1 of 2 'n aand kan vang, maar die groter deel van jou kudde behoort jy dan te kry op 'n gewig wat dit moeilik is vir 'n roofdier om te teiken. Stefan, hou vir my daai gedagte. Nou ons hier by Grootplaas weet dat daar elke dag en elke week groot gebeure in die landbougemeenskap plaasvind en ons wil seker maak jy weet van hulle almal. So kyk gerus gou-gou na ons landboukalender met trots geborg deur FR+. FR+, grow and guard your wealth. Baie welkom terug. Nou ek gesels verder met Stefan Lou, hy's 'n tegniese adviseur by Veekos in Appington. Stefan, ek het jy gesels oor die voordele van om 'n lamseisoen te hê en dat dit bydra tot die winsgewendheid van 'n plaas. Is ek reg? Ja, jy's reg. Soos genoem het ons laas gepraat oor die roofdiere, wat mos nou natuurlik 'n groter impak het op jou lammers se speengetalle as jy nie 'n lamseisoen het nie. So jou verder voordele is natuurlik jou ooe kry 'n ruskans. As jy ooe het of ramme het wat reg deur die jaar by jou ooi loop, gaan hy ooe nie noodwendig 'n ruskans kry tussen haar tyd wat sy lam en dan weer dragtig word nie. En veral vir ons droërstreke is dit belangrik dat jou ooi genoeg ruskans kry sodat sy haar kondisietelling weer kan kry op 'n punt waar sy herbeset kan word en jou meerlinggetalle hoër is. As jou dier se kondisietelling reg is, dan is jou persentasie tweelinge en drielinge baie meer en dit sal ook bydra tot jou winsgewendheid. Ja. Kan jy vir 'n bietjie uitbrei oor op nog 'n paar van die meer bekende lamstelsels? Wat is dit? Ja, meer soos net gesê, ons het 'n
natuurlik geen lamstelsel waar die Ja. ramme reg die jaar loop. Dit is ongelukkig in baie areas is dit nog praktyk dat daar geen lamseisoen is nie. Dan kry ons 'n lamseisoen wat 1 keer per jaar is. Met ander woorde, jy het 'n spesifieke tyd wat jy teiken Kersmark byvoorbeeld en jy het al jou ooe dek jy op 'n spesifieke stadium om vir daai mark te bedien. Nou die probleem met so 'n stelsel is jy het verskriklike hoë getalle ramme nodig. As jy kyk, 'n ram kan byvoorbeeld 20 na 30 ooe dek en as jy vir 'n beperkte tyd by het jy hoë getalle ramme nodig. So jou 2 keer 'n jaar is vir my amper beter omdat jy jou kudde kan deel in 'n A en 'n B kudde. Jy kan dan minder ramme gebruik, met ander woorde jy kan die ramme wat jy by die A kudde gebruik vroeër in die jaar, kan jy later in die jaar weer by jou B kudde gebruik. Soos elke gedeelte van jou kudde lam steeds 1 keer per jaar, maar jy het jou groep gedeel in 2. En dit gaan dat jy natuurlik ook meer markte betree. Jy kan nou kyk na Paasmark en Kersmark byvoorbeeld wat vir jou meer winsgewendheid gaan bring op die plaas. Jy gaan definitief makliker bestuur oor jou diere want dis 'n laer volume diere wat per keer lam. Ja, so dis my amper 'n meer haalbare stelsel as 1 keer per jaar. Ja. En dan gaan ons oor na die meer intensiewe dele of meer intensiewe lamstelsels toe wat nou 3 lamseisoene in 2 jaar is. Ja. Met ander woorde jou ooi gaan elke 8 maande lam, 3 keer in 2 jaar. Dit is min of meer hoe dit werk. Jou probleem met so 'n lamstelsel is jy is afhanklik van goeie voeding. En dis nie noodwendig altyd vir almal bekombaar nie of bekostigbaar nie. So as jy nie die regte tipe veiding het nie of jy het nie addisionele voeding van 'n eksterne bron af wat jy kan bekostig nie, dan sal dit 'n relatief moeilike stelsel wees om te beheer. Dis tipies stoetboere, daai tipe plase wat hierdie stelsel implementeer. En dan die laaste een wat ek sommer net wil noem is 'n maandelikse stelsel wat jy elke maand het jy ramme by 'n ooi en dan natuurlik elke maand kry jy ook lammers aan wat jy kan bemark. So dis lieflik vir kontantvloei, vir beplanning in jou daaglikse aktiwiteite. Jy weet byvoorbeeld ek gaan elke maand ek soveel uit lammers aankry en jy kan daarvolgens beplan. Dis 'n baie lekker stelsel en ek dink die grootste beste voorbeeld daarvan is die Mamre stelsel wat baie mense al van gehoor het. Dit is ook 'n 8 maande lamstelsel wat dan nou gebaseer is op maandelikse lamming. Wat goed is, maar jy moet bewus wees van jou voerkoste. Daar's altyd voordele en nadele van 'n stelsel. So die maandelikse lam is 'n verskillike hoë intensiewe stelsel en as jy as boer nie reg is vir volume lammers wat elke maand aankom en jou bestuur nie reg gaan wees nie, gaan jy sukkel in hierdie stelsel. Dit is tipies vir 'n area wat natuurlik minder seisonale droogtes het, wat 'n beter veidingkwaliteit het dalk of waar daar eksterne bronne nader aan jou is. Stefan, dit is so lekker om met jou te gesels. Dankie vir jou tyd vanoggend en ek hoop mense sien die waarde hiervan van 'n goeie lamseisoen in. Jy moet 'n mooi dag hê.